Goeiemôre dames en here, weer eens, dis 1 minuut na 9, so ek dink ons kan afskop. Baie welkom by hierdie kwartaal se webcast van ons Healthview, van ons huisuitsig oor die markte en wat ons dink met portefeuilles behoort te gebeur in terme van posisionering. My naam is Pierre de Klerk en ek gaan so vir die volgende uur met julle praat oor ons Healthview en soos ek gewoonlik sê, die doel daarvan is om julle idee te gee van wat ons tans dink, sodat wanneer ons sien vir die beleggingskomitee vergaderings binnekort, wat jy tyd gehad het om daaroor te dink. Net vinnig weer sê hoe ons dinge benader. Ons navorsing kyk na al die belangrike aspekte, so ons kyk na Suid-Afrikaanse markte, ontwikkelde markte, ontwikkelende markte, China, omdat dit 'n groot ekonomie in die wêreld is spesifiek. Ons kyk na geldeenhede en ons kyk na al die bateklasse en al die onderafdelings van die bateklasse en dan probeer ons 'n geheel vorm uit dit alles oor waar die geleenthede is. En die manier waarop ons dit doen is om 'n sistematiese proses te volg met verskillende pilare en ons kyk na dinge beide van bo af en van onder af. Ons dink dit is belangrik dat 'n mens beide daai aspekte beskou. Van bo af is natuurlik ekonomies gesproke, wat's belangrik, wat gebeur in die ekonomiese en die geopolitiese agtergrond, en hoe groot is die resessierisiko, dis die pilaar nommer 2 wat ons macro-regime pilaar noem. Dit gaan alles daaroor om te bepaal hoe naby of ver ons van 'n moontlike resessie is, want al hierdie aspekte wat 'n mens van bo af beskou, die makro-aspekte, kan natuurlik die markte beïnvloed. En die aspekte wat ons van onder af beskou is dan natuurlik die waardasies, meestal van geografieë, die bateklasse, die style, die geldeenhede ensovoorts. En dan skep ons 'n geheel beeld uit al hierdie aspekte. Alles waarna ons kyk, kalibreer ons en ons gee dit 'n score van -3 tot 3, en dit kombineer ons dan met die persentasies wat ons bereid is om oorgewig of ondergewig te wees relatief tot wat ook al die gidslyn of die benchmark is, of waar die groep geposisioneer is, as dit belangrik is vir 'n kliënt om kompeterend teenoor die groep te wees, en ons gebruik dit as 'n riglyn. So as ons dink Suid-Afrikaanse aandeleblootstelling is 'n baie goeie idee, dit kry 'n +3, as mens al die aspekte in ag neem, dan beteken dit ons wil redelik op die voorvoet wees en soveel as 15% oorgewig wees teenoor die gidslyn of die groep of die sektor. En so kalibreer ons alles waarna ons kyk om ons 'n goeie aanduiding te gee van hoe ons geposisioneer wil wees. Ons bring dit alles dan bymekaar, hierdie scores, so ons kyk na die makro-aspekte van bo af, die waardasies van onder af, en dan kombineer ons al hierdie scores en dit gee ons aan die einde, as jy in hierdie eerste grys kolom kyk, vir die eerste kwartaal van 2026 op hierdie gekalibreerde basis van -3 tot 3, 'n goeie idee in watter geografie ons blootgestel wil wees. Ons pas dit toe in verskillende mandate. Ons kan portefeuilles bou wat gebalanseerde fondse gebruik of portefeuilles gebruik wat boublokke gebruik, waar ons elke bateklas op sy eie populeer met 'n manager, met 'n bestuurder en self saam met ons kliënte die taktiese bateallokasie hanteer. So daar is verskillende maniere waarop ons portefeuilles bestuur, afhangend van wat ons kliënt se behoefte is. En ons kan ook verskillende gidslyne gebruik. So 'n kliënt kan vir ons sê of hulle nader aan die groep wil wees of kompeterend met die groep wil wees, en of hulle eerder agnosties teenoor die groep is en 'n meer 'n absolute benadering wil volg, en tot watter mate hulle sekere elemente meer gemaklik is en wil insluit. Byvoorbeeld, nie almal wil internasionale eiendom of ontwikkelende lande insluit tot groot persentasies nie, en ons kan die advies kalibreer om die behoeftes in ag te neem. En dit bly 'n
samewerkende benadering met ons kliënte. So alles wat ons oor in beleggings dink is een aspek, maar wat die doelwitte van ons kliënte en hulle onderliggende kliënte is 'n baie belangrike aspek en so ook die besigheidskonsiderasies van ons kliënte en dan vind ons die balans tussen dit alles wanneer ons met julle vergader om oor julle portefeuilles te praat. So wat is die beginpunt vir ons proses? Net om u te herinner daaraan, ons glo dat markte opgaan oor tyd. Aandele is tipies die bateklas wat oor lang periodes van tyd die beste opbrengste gee. So ons wil aan die mark blootgestel wees en ons wil ten minste 'n neutrale blootstelling hê ten opsigte van gidslyn of groep wanneer ons dink die resessierisiko is relatief laag. En hierdie grafiek wys dat beermarkte of slegte markte wat redelik ver val, tipies gebeur wanneer daar 'n resessie is. Dit gebeur nie tipies buite resessie toestande nie. So daar is natuurlik volatiliteit ook buite resessie toestande, maar dis nie so dramaties nie en tipies gaan die mark op buite resessie toestande. So dis vir ons belangrik dat ons blootgestel wil wees aan die mark oor tyd en ons wil regtig net versigtig wees wanneer ons dink daar is 'n verhoogde risiko van 'n ekonomiese resessie wat natuurlik maatskappyverdienste sal beïnvloed en dan aandelepryse sal beïnvloed. Bateklasse sal beïnvloed. En jy sal onthou dat in die laaste of jy sal weet in die laaste ten minste 2 jaar of so was dit ons posisie gewees. Ons het konstant oor die laaste 2 jaar vir ons kliënte gesê om 'n bietjie versigtig te wees, omdat daar risiko van 'n resessie is in Amerika en onthou dit het begin toe hulle rentekoerse erg opgestoot het as gevolg van hoë inflasie wat hulle ontwikkel het na COVID en vir 'n redelike periode van tyd het daai hoë rentekoerse druk op die Amerikaanse ekonomie toegepas en die staatsefekkurwe waarna ons altyd verwys en wat ek net nou weer sal wys, was omgekeer gewees. En histories is dit 'n baie goeie teken dat daar hoër resessierisiko is. So ons het dit uitgewys in die laaste 2 jaar en vir ons kliënte gesê hulle moet 'n bietjie versigtig wees. Nou gelukkig lyk dit asof Amerika en die wêreld om daardie rede 'n resessie vermy het. Ek sal net nou daar praat want dis die belangrike topik vir hierdie kwartaal. En markte het natuurlik opgegaan in die laaste 2 jaar. So soos hulle in Engels sou sê, dit lyk asof ons 'n bullet gedodge het rondom resessie en die impak op markte. Maar ek dink as mens terugkyk, dan moet 'n mens besef net omdat jy of die Amerikaanse ekonomie dan nou met ander woorde 'n bullet gedodge het, beteken dit nie daar was nie risiko op die tyd gewees toe mens na die lesings en na die situasie gekyk het. So ons en ons kliënte se prestasie was redelik sterk geweest, veral in die laaste jaar. So ten spyte van ons bietjie versigtigheid het ons eintlik heel goeie prestasie gehad en ek dink een rede daarvoor wat ek ook net oor sal praat is dat alhoewel ons bietjie ondergewig risikobates was, het ons baie hoë beta posisies gehad. So ons het posisies in ontwikkelende lande, China, kommoditeite ensovoorts gehad wat hoër beta as die mark is en dit het ons gehelp om by te hou by die gidslyne en by die groepe. En dit het redelik goed uitgewerk vir ons. So, beginpunt is, as jy dink resessierisiko is relatief laag of besig om te verminder, dan wil jy inkrementeel meer blootgestel wees aan die mark. En dit is die posisie waarin ons self tans vind, dink ons. So hierdie wys die grafieke van die staatsefekkurwe en in die laaste 2 jaar, veral toe ons op hierdie punt was, het ons gesê wees versigtig want die vorm van die staatsefekkurwe in Amerika is nie normaal nie en tipies is dit 'n hoë groot aanduiding dat daar verhoogde risiko van resessie is. Maar omtrent 4 kwartale, 3 kwartale gelede het dit begin om te normaliseer soos wat inflasie in Amerika afgekom het. En die kort einde van die staatsefekkoers afgekom het die kurwe se vorm genormaliseer. Daar die onderste stippellyn is die nullyn en éventueel het hy 'n normale vorm bereik, maar ons het gesê ons wil 3 kwartale van hierdie normalisasie sien voordat ons
oortuig sal wees dat die resessierisiko soos wat dit deur die stasievekoers aangedui word, wesentlik verminder het. En dit het ons nou bereik. So die stasievekoers het aangehou om te normaliseer in sy vorm, so dit beteken hy het 'n normale kort koerse is laag, langer termyn koerse is hoër, hy het daai normale vorm aangeneem en ons het nou 3 kwartale bereik van hierdie normalisasie en om daai rede dink ons die risiko van 'n resessie het wesentlik verminder en 'n bullet is gedodge sover in Amerika so te sê en om daai rede is ons nou bereid om inkrementeel nog meer risiko in portefeuilles terug te sit en vir die eerste keer bereid om tot 'n mate aggressief bo die gidslyn te wees, so overweight, oorgewig te wees. En ons doen dit inkrementeel, so gebaseer op die lesings wil ons net 3% of so oorgewig gaan, maar dit gaan 'n inkrementele paadjie wees en soos wat die situasie verder normaliseer en veral as ekonomiese groei sterk bly, sal net daar kyk en soos wat maatskappyverdienste hopelik sterk bly en die verwagtinge plaasvind van wat verwag word van verdienste groei, dan sal ons inkrementeel verdere risiko toevoeg tot portefeuilles. Ons was ondergewig gewees. Jy sal onthou oor die laaste paar kwartale het ons gesê ons wil inkrementeel na die neutrale punt toe begin beweeg en dit was die aanbeveling in die laaste 2 kwartale gewees, maar nou vir die eerste keer sê ons dink ons kan meer risiko toevoeg as wat 'n neutrale posisie sou impliseer. En ons wil dit spesifiek byvoeg tot Suid-Afrikaanse aandele omdat ons dink die wêreld is besig om te verander. Die dollar gaan waarskynlik verder verswak. Daar gaan waarskynlik beter prestasie wees in die res van die wêreld relatief gesproke teenoor Amerika. Bedoelende die res van die wêreld gaan nie noodwendig meer so ver agter wees nie of hulle gaan relatief gesproke bietjie beter doen. Beteken nie Amerika gaan sleg doen nie, maar die res van die wêreld sal verbeter. En in Suid-Afrika is daar goeie dinge wat gebeur en ons bateklasse beide staatseffekte en aandele is goedkoop of relatief goedkoop teenoor die res van die wêreld. So ons dink daar is 'n goeie storie besig om in Suid-Afrika te ontwikkel en ons wil die oorgewig risikobates wat ons neem om daai rede daaraan blootstel. So die sentrale aanbeveling vir hierdie kwartaal gaan wees verkoop 'n bietjie internasionale rentedraende en staatseffek instrumente, developed market bonds basies en property en bring dit terug Suid-Afrika toe en belê dit in Suid-Afrikaanse aandele. So as mens dink oor die ekonomiese siklus, dan was ons voorheen in hierdie punt waar rentekoerse besig was om op te gaan voor hulle begin het om dit te sny. Die mark het opgegaan en ons het gedink ons is in hierdie area en dat dit dalk kan lei tot 'n resessie, maar ons het nou terugbeweeg meer na hierdie vroeër deel van die siklus wat as 'n bounce, 'n bounce van die mark of 'n uitbreiding gekarakteriseer kan word. En miskien het ons van hier af daarheen beweeg of miskien het ons deur die siklus beweeg, 'n resessie en 'n markkorreksie vrygespring en ons is nou terug in 'n posisie waar die mark waarskynlik verder kan aanhou en 'n groot deel daarvan van hierdie uitbreiding het te doen met maatskappyverdienste wat hoë verwagting het. So as gevolg van fiskale stimulasie in Amerika, monetêre stimulasie ensovoorts, lyk dit asof daar goeie ondersteuning vir die ekonomie gaan wees en goeie ondersteuning vir maatskappyverdienste gaan wees. En dit stem ons meer positief. Hierdie is 'n grafiek wat vir die verskillende geografieë wys wat die verwagte verdienste groei vir maatskappye aandele is in hierdie jaar en volgende jaar. Dit kom van 91 af en 'n mens kan sien dit is oorwegend sterk en verbeterend. So vir die S&P 500 is daar nog steeds sterk maatskappyverdienste groei wat verwag word hierdie jaar en volgende jaar. Ontwikkelende lande lyk asof dit verbeter.
China hou dit bietjie terug, want China is nog laer af in die kurwe, maar as mens China by die rekening laat, wat nog in die in die starting blocks is, dan lyk ontwikkelende lande uitsluitend China nog beter wat hulle verwagte verdienste aanbetref, en Suid-Afrika se verdienste wat verwag word is sterk, en natuurlik het die goud en die platinum en die algemene kommoditeitkompleks wat goed gedoen het, baie daarmee te doen. Dit gaan deurvoer in die maatskappyverdienste. As mens bietjie meer in detail daarna kyk, na die syfers spesifiek, dan kan 'n mens sien vir die S&P 500 wat Amerikaanse groot maatskappye is, word daar op 'n vorentoe kyk basis 15% maatskappy verdienste verwag vir die volgende 12 maande. Vir Amerikaanse tegnologiemaatskappye interessant genoeg soveel as 35%, so daar's baie geraas rondom Amerikaanse tegnologie en die kunsmatige intelligensie tema, en dis eintlik 'n gesprek wat 'n mens 'n hele uur oor kan praat op sy eie, maar daar is volatiliteit, soos ek seker u weet, en daar's basies twee kampe. Daar's een kamp wat sê die kapitaalinvestering wat hierdie tegnologiemaatskappye doen, wat $2 triljoen gaan wees in die volgende 5 jaar, wat hulle deur hulle inkomstestate moet depresieer, is gevaarlik, want dit is net te veel, en die bewyse is nog nie daar dat hulle dit kan monetize nie, dat hulle winste kan genereer uit hierdie groot kapitaalspandering wat hulle doen in die kunsmatige intelligensie spasie nie. So daar's die een kamp wat sê wees versigtig, en dit kan dalk selfs 'n bubble wees, maar dan sal 'n ander kamp wat sê kyk, dit is 'n ontwikkelende tegnologie, net soos wat die ontwikkeling van die internet was in die laat 90er jare. Daar gaan baie volatiliteit wees, want aan die beginontwikkeling van 'n tegnologie is dit vir almal onduidelik wie gaan die suksesvolle maatskappye wees, en wie gaan nie suksesvol wees en oorleef nie. Maar die ding sal basies uitspeel met verloop van tyd, en die ander kamp glo dat kunsmatige intelligensie regtig wesenlik produktiwiteit gaan verbeter in alle sektore of in baie sektore, en dat dit winsgewendheid gaan dryf en winste gaan dryf en verdienste gaan dryf vir aandeelhouers, en dis hoekom analiste op die gemiddeld hierdie baie hoë 35% verdienste groei vir die volgende 12 maande projekteer, want hulle dink wel die maatskappye is besig om vordering te maak met die monetisering van die tema, om die goeie storie te translate, te migreer na fisiese winste en verdienste. So ons het tot nou toe die tegnologie tema gespeel en onsself geposisioneer daarvoor deur die groei bestuurders, maar in ons tematiese blok in ons portefeuilles het ons nou besluit om ons portefeuilles direk hieraan bloot te stel deur 'n klein posisie in die Nasdaq, wat die tegnologie indeks is, waar kliënte die aptyd daarvoor het. So dit is die bespreking oor tegnologie. Die groot maatskappye buite die groot tegnologiemaatskappye, sonder hulle gaan omtrent 10% verdienste groei hê. Middelgroot maatskappye amper 20% verdienste groei, en klein maatskappye in Amerika omtrent 17% groei. En mens kan dit verder uitbrei deur na die Nasdaq te kyk, die tegnologie-indeks. 2026-2027 is dit 20-23% verdienste groei wat daarvoor verwag word, en vir die heel of die breë klein maatskappy-indeks, die Russell 2000, baie hoë verdienste groei. So dit lyk asof daar 'n verbreeting van prestasie in die mark gaan wees. Dis nie net meer die tegnologiemaatskappye wat die mark so baie gekonsentreerd gaan dryf nie. Daar is ook beter verwagtinge van die middel en die kleiner maatskappye en selfs die S&P 500 buite die tegnologiemaatskappye. So dit lyk asof daar goeie ondersteuning vir die verdienste van maatskappye gaan wees, en die rede daarvoor is natuurlik tot 'n groot mate ekonomies gesproke. Dit is die vooruitsig van lae rentekoerse, die vooruitsig van fiskale
uitbreiding in Amerika en in ander lande, die feit dat in Amerika hulle belastingchecks of tarief checks vir mense gaan stuur om hulle te vergoed vir die inkomste wat die Amerikaanse fiskus uit die tariewe maak. So daar gaan heelwat stimulasie wees vir die ekonomie wat natuurlik 'n breë basis van maatskappye sal ondersteun. Nou, een probleem om meer aggressief in portefeuilles te wees, veral na die goeie jaar wat ons verlede jaar gehad het, is dat mense bekommerd is dat die maatskappye of die aandele nie goedkoop is nie. En die maatskappye lyk of die aandele lyk nog steeds redelik duur, veral in die ontwikkelde wêreld in Amerika. Die prys-verdienste verhoudings is hoog, is baie hoër as wat dit gemiddeld is. So mens die kombinasie van bo af goeie makro en ekonomiese ondersteuning en goeie verdienste wat verwag word, maar die waardasies en die pryse lyk duur. Nou normaalweg sal 'n mens versigtig wees om duur waardasies te koop, maar in hierdie geval voel ons die makro stimulering gaan waarskynlik in die kort termyn 'n sterker dryfveer wees. So dit kan beteken die mark kan nog steeds aanhou om redelike goeie prestasies te gee, alhoewel die waardasies nie goedkoop is nie. En dis wat hierdie grafiek illustreer op 'n manier. Dit wys die korrelasie tussen die opbrengs wat jy kry en die waardasie wat jy koop. En die prentjie wat dit skets is dat oor die lang termyn is daar 'n hoë korrelasie tussen waardasie en opbrengs. So as jy goedkoop waardasies koop, op die lang termyn gaan jy goeie opbrengs te kry, maar in die kort termyn is daar 'n swak korrelasie. En 'n swak korrelasie beteken nie dat as jy iets relatief duur koop dat jy 'n slegte opbrengs gaan hê nie. Dit sê nie dit nie, dit sê die korrelasie is swak, so enigiets kan gebeur in die kort termyn. En ons dink die onmiddellike jaar as gevolg van al die stimulasie wat daar gaan wees, is miskien so 'n voorbeeld van swak korrelasies waar duur waardasie nie noodwendig beteken jy kry slegte opbrengste nie. Dit geld oor die lang termyn, maar oor die kort termyn kan die top-down makro oorwegings en ekonomiese stimulasie dalk die oorwegende faktor wees wat die mark nog steeds sterker laat doen. En as ons bietjie praat oor ons langer termyn strategiese bateallokasie framework, dan is 'n belangrike punt dat ons dink ons is aan die begin van 'n siklus waarin die dollar swakker gaan wees. So die dollar het lang siklusse van enigiets tussen 8 tot 10 jaar en ons is nou sedert die finansiële krisis in 'n baie lang siklus van 'n sterk dollar gewees en dit kom tipies saam met uitprestasie van Amerika en ontwikkelde lande teenoor ontwikkelende lande, maar in die afwaartse fase van die dollar kry jy die teenoorstelde ontwikkelende lande relatief uitpresteer ontwikkelde lande en ons dink na hierdie baie lang periode van sterk dollar is ons nou om verskeie redes aan die begin van 'n langtermynbeen waar die dollar potensieel gaan verswak. En daar's 'n hele paar redes daarvoor. Party is geopolities, so daar is so baie geraas rondom Trump en sy beleid dat as mens kyk na wat by Davos gesê is, byvoorbeeld 'n paar weke gelede, dat daar meer en meer hierdie tema ontwikkel dat lande hulle self wil diversifiseer weg van Amerika af, want hulle weet nie meer of Amerika 'n betroubare geopolitiese en ekonomiese handelsvennoot is nie. So dit gaan nie oornag gebeur nie, dis iets wat oor baie lank gaan uitspeel, maar dit is 'n tema wat definitief besig is om te ontwikkel, dat ander lande nie net of nie so baie van Amerika afhanklik wil wees nie. Die Europeërs was baie ongelukkig oor die Groenland issue. Dit mag dalk vir ons 'n grap wees, maar die Europeërs was regtig ontstel daaroor, en alle aanduidings is dat hulle baie meer aandag aan hulle eie beskerming gaan gee en aan hulle eie ontwikkeling van hulle eie ekonomie gaan gee. Daar is byvoorbeeld sprake dat die Europeërs baie meer na tegnologie oplossings van hulle eie wil beweeg, eerder as om Amerikaanse tegnologie oplossings
sagte ware byvoorbeeld te gebruik ensovoorts. So ons dink daar gaan 'n langtermyn storie wees van 'n swakker dollar wat waarskynlik beter gaan wees relatief gesproke as in die laaste dekade vir ontwikkelende lande en dit sluit Suid-Afrika in. So wat doen ons in reaksie daartoe? Ons strategiese bateallokasie bestaan in twee state basies. Daar is 'n sterk dollar prentjie en 'n swakker dollar prentjie op staat. En tot nou toe was ons in die sterk dollar regime gewees waar ons strategiese gidslyn 85% ontwikkelde lande wou gehad het en 15% ontwikkelende lande wat ons 50-50 tussen algemene ontwikkelende lande en 50% China opgebreek het. En omdat ons dink ons is nou aan die begin van 'n langtermyn siklus wat 'n swakker dollar gaan impliseer en daarom betere prestasie van ontwikkelende lande, gaan ons hierdie langtermyn strategiese gidslyn van ons beweeg van 'n 85-15 split na 'n 70-30 split, maar ons gaan dit baie stadig in stappe van 5% doen oor 'n paar kwartale. So ons gaan nou dit met 5% verander om ontwikkelde lande af te neem na 80 toe en 5% by te voeg by ontwikkelende lande. So dit is die verandering, die geleidelike verandering wat daar gaan wees oor die stryk van die volgende jaar in ons langtermyn gidslyn wat ons wil gebruik. En hier kan 'n mens of illustreer ons wat ons gaan doen. So ons gaan beweeg in die rigting van minder ontwikkelde lande en meer ontwikkelende lande. En ons eerste beweging gaan wees om 'n ekstra 5% in ontwikkelende lande sit. En die tweede aspek is dat binne ons ontwikkelde landblootstelling gaan ons tematiese blok vergroot. Dit staan 10% en ons gaan dit vergroot na 15% en dit gaan opgemaak wees uit 5% kommoditeit blootstelling wat ons reeds het en dan blootstellings aan Amerikaanse tegnologie 5% en blootstelling aan die S&P 500 5% om die meer breër verbreding van prestasie in die mark buite die tegnologie tema te probeer capture of vang. So die rede hoekom ons dit in ons tematiese blok sit is omdat ons dink in die kort termyn gaan daar 'n wind van agter wees vir hierdie items en dit gebeur binne die konteks van 'n langer termyn strategiese gidslyn wat ons minder in ontwikkelde lande gaan sit en meer in ontwikkelende lande. So daar is bietjie die konsep van ons ontwikkelde land blootstelling word minder, maar ons beta blootstelling binne daai ontwikkelde land posisie word hoër, want blootstelling aan tegnologie is definitief van 'n hoër beta aard, so ook 'n blootstelling aan kommoditeite. En dan verder wat ons eksplisiete posisies in het in ons ontwikkelde landblok is blootstelling tot goud, min of meer 5%, soos wat die goudprys versterk verlede jaar, het ons dit die hele tyd aanhou terugtrim na 5% toe, so wanneer goud 6 en 7% van ons portefeulje geword het, het ons dit teruggebring en die wins wat ons in goud gemaak het op daardie manier ingesluit. So ons hou ons blootstelling tot goud, ons hou 'n blootstelling spesifiek tot kleiner maatskappye, ons hou 'n blootstelling spesifiek tot Japan en ek sal net nou wys dat die waardasie vir Japan beter lyk as vir ander ontwikkelde lande en daarom wil ons daarin tilt en die res word dan opgemaak uit ons algemene blootstelling aan ontwikkelde lande se aandele. Terug op die punt van waardasies, die equity risk premium of die verskil tussen maatskappyverdienste en die staatseffek koers is 'n aanduiding van waardasies en die equity risk premium is tans ten gunste van staatseffekte
wat maar net nog 'n manier is om te sê staatseffekte is goedkoper geprys as aandele. Aandele is duur, maar soos ons nou reeds gesê het, ons verwag dat die verdienste gaan deurkom, en dat dit ondersteuning aan aandele gaan gee. En ons dink ook die feit dat staatseffekkoerse redelik hoog is nie noodwendig 'n refleksie van bekommernis oor hoër inflasie nie, want dit lyk tog asof inflasie besig is om af te kom na die vlakke waar die sentrale banke dit wil hê. Hulle is nog nie heeltemal daar nie, maar hulle is amper daar. En as mens kyk na die langtermyn verwagtinge van inflasie, dan het dit nie uitgebreek na die bokant toe en opgegaan nie. So vir nou lyk inflasie onder beheer, en ons dink staatseffekkoerse om daai rede sal nie noodwendig opgaan om dit verder te reflekteer nie. So ons moet acknowledge of aanvaar dat opties lyk aandele duurder as staatseffekte. Ons hou ook van staatseffekte want jy kry 'n goeie opbrengs, maar as aandele aanhou goed doen in die volgende jaar of 2, dan sal daar 'n punt kom waar ons weer die teenoorgestelde of die rotasie posisie wil inneem, waar ons dan weer eens aandele verminder, en meer staatseffekte koop. So dit is hoe ons gelei sal word deur hierdie waardasie vergelykings. En dit lyk dieselfde in al die geografieë. Staatseffekte het redelike hoë koerse omdat inflasie op 'n relatiewe gesonde vlak is as jy dit vergelyk met die laaste dekade of 2 waar inflasie voor COVID op baie lae vlakke was en staatseffekkoerse op baie lae vlakke is, het ons nou 'n baie meer genormaliseerde staatseffekkoers waar jy 4% in dollars op Amerikaanse staatseffekkoerse kry en 7 of 8 of 9 of meer in Suid-Afrika. Ons het in die verlede ook met julle gedeel dat daar 'n lys van makro-ekonomiese lesings is wat ons monitor om te besluit wanneer die resessie risiko wesentlik verlaag het en wanneer ons tot 'n groot mate oorgewig met ons risikobate blootstelling kan gaan. En meeste van hulle het gebeur. Julle sal onthou die een wat nog uitstaande was hierdie 3 kwartale se konfirmasie dat die vorm van die staatseffekkurwe genormaliseer het en dit het nou gebeur. So dit stem ons meer positief teenoor risikobates. Die stock bond ratio is hierdie equity risk premium waar ek nou net gepraat het en dit bly problematies want opties lyk aandele duurder as staatseffekte, maar ons weet daar gaan hierdie sterk ekonomiese ondersteuning wees en hierdie sterk maatskappyverdienste ondersteuning wees in die volgende jaar of 2. So dit is eers later in die siklus wat staatseffekte waarskynlik weer sal uitpresteer. Daar is 'n aantal temas en ek het aan party van hulle nou reeds geraak wat ons geïdentifiseer het wat ons dink positiewe prognose het vir die kort en die medium termyn. So ons kan vinnig deur hulle gaan. Die wat genoem word die globale groei belasting wat eintlik maar iets is wat sê wat is die effek van oliepryse, die dollar ensovoorts, finansiële kondisies op die markte. Dit is besig om inkrementeel meer positief te word. Oliepryse is laag, finansiële kondisies is besig om te verslap, die dollar gaan verswak. Dis alles positiewe ontwikkelings vir markte. Goud is besig om goed te doen en daar is ondersteuning van sentrale banke vir goud. Goud het wel 'n bietjie teruggetrek en ek dink die rede is eenvoudig dat dit net te sterk opgegaan het. Die goudlyn het basies vertikaal gegaan aan die einde van verlede jaar. So dit was in die korttermyn waarskynlik oordoen gewees, maar oor die langtermyn dink ons daar's 'n goeie strukturele storie vir goud, ook rondom hierdie tema waarvan ek gepraat het dat ander lande minder blootgestel wees aan Amerika in terme van hulle blootstelling aan Amerikaanse staatseffekte, die dollar ensovoorts. En een manier vir hulle om hulle self te verskans is om meer goud as reserves te hou. En daarom dink ons veral van die groot ontwikkelende lande se sentrale banke af gaan daar inkrementeel aangehou word om goudreserves op te bou. So dit is ondersteunend vir die verdienste van goud, mynmaatskappye natuurlik en goed vir Suid-Afrika. Platinum
selfde ook 'n goeie storie, om beide kommersiële en uh stoor van waarde redes. So ek dink goud en platinum is 30% van Suid-Afrika se indeks. Dit gaan wel volatiel wees dink ek, soos wat ons in die laaste paar weke gesien het, maar dit is waarskynlik 'n redelike goeie langtermyn storie vir Suid-Afrika en natuurlik brei dit uit na die res van ons ekonomie want die superwinste wat gemaak word in die goud en platinum maatskappye verhoog hulle belasting wat hulle betaal aan die fiskus, so die fiskus is in 'n beter posisie en dit sal selfs in verbruikers se sakke beland éventueel en die res van die ekonomie help. So Suid-Afrika is 'n kommoditeitsgeoriënteerde ekonomie en as dit beter gaan met kommoditeite dan gaan dit beter met die res van ons ekonomie ook. Durasie doen nog steeds goed en jy kry goeie opbrengste op langtermyn staatseffekte. Ek het dit reeds gesê, die dollar lyk of hy gaan verswak oor die langtermyn. Dit is stimulerend vir markte buite Amerika. Ek het reeds net gepraat oor kommoditeite oor die algemeen. Daar is 'n grafiek wat ek net sal wys. Kommoditeite is na 'n lang dekade van onderprestasie en dit lyk asof hulle nou in 'n opswaai gaan beweeg. Die tema rondom kunsmatige intelligensie en die hoë verdienste wat verwag word daarvoor is positief vir portefeuilles en ons dink 'n mens moet blootstelling daaraan hê. Suid-Afrika se fiskale posisie gaan verbeter, grootliks as gevolg van ons kommoditeit uitvoere. China hou aan om te stimuleer. Hulle is nog steeds aan die onderpunt van hulle siklus, maar hulle doen baie om hulle ekonomie te stimuleer en as daar traksie kom, dink ons dit gaan 'n positiewe impak hê. Hierdie verbreeting van prestasie buite net Amerika en net die groot tegnologiemaatskappye is positief vir sikliese blootstelling soos waardebestuurders en aandele. Dis ook goed vir kleiner en medium groot maatskappye. En ons het gesien daar word goeie verdienste verwag buite die S&P 500, so vir die volgende 600 shares aandele en 400 shares daarna, die medium en die klein maatskappye. Eiendom internasionaal het nie so goed gedoen nie, maar in Suid-Afrika het eiendom goed gedoen en sal van die lae rentekoerse baat vind. Chinese huismark is nog steeds laag, maar as dit 'n bottom sou vind en begin verbeter, soos wat die Amerikaanse mark éventueel verbeter het na sy laagtepunt ten tye van die finansiële krisis, dan kan China eintlik net beter doen. Dit is eintlik die storie. Daar is baie opsionaliteit in China, want alles is goedkoop in China en hulle probeer stimuleer, so hulle kan beter doen. So waaraan wil ons blootgestel word? Ons wil blootgestel wees aan al die items aan die linkerkant en daarbey het ons nou gevoeg die feit dat ons wel blootgestel wil wees aan tegnologie en die kunsmatige intelligensie tema, want dit kan aanhou en dit kan ons verbaas na die bokant toe, so mens moet nie binêr daaroor dink en dink dit is gewaarborg dat dit 'n bubble is en dat al daai maatskappye sleg gaan doen nie. Ons is in 'n situasie soortgelyk aan die laat 90's met die ontwikkeling van die internet en ons sal moet uitwerk wie die wenners en die verloders gaan wees en dit gaan oor 'n periode van tyd uitspeel, maar daar gaan geld te maak wees. Wat ons minder van wil hê of wat ons bereid is om te verkoop om dit aan die linkerkant te koop is ontwikkelde lande se rentedraende instrumente. So as ons dit alles in ag neem wat ek sover gesê het, hoe lyk ons beleggingsidee matrix? Dit wat besonder positief lyk is Suid-Afrika, ontwikkelende lande, Japan, binne die ontwikkelde lande spasie en natuurlik China. Soos ek gesê het, ons wil nog steeds blootstelling aan tech hê, S&P 500, so ons wil nie uit hierdie markte wees nie, maar ons wil relatief hulle minder van hê, maar miskien met hoër beta, sodat ons meer in hierdie lande kan sit wat lyk asof hulle gaan voordeel vind uit 'n laer dollar
en beter waardasies. En hierdie prentjie brei uit na die bateklasse in hierdie verskillende geografieë en soos wat ek net nou sal wys op 'n stylvlak is daar nie veel te kies tussen die style nie. Ons wil 'n gebalanseerde blootstelling tot die style hê. Wat rentedraende instrumente aanbetref, dink ons nog steeds 'n mens moet goeie durasie blootstelling hê. Nie noodwendig soveel soos die All Bond Index nie, maar ten minste 2/3 tot 3/4 daarvan, so dit beteken 'n mens wil hê jou rentedraende blootstelling in jou portefeulje moet ten minste 'n durasie van 4 tot 5 jaar hê. En ons het 'n tool wat 'n mens kan gebruik gebaseer op die durasie van verskillende fondse en verskillende bestuurders om in jou portefeulje die manier waarop jy hulle meng so te kalibreer dat jy die durasie het wat jy wil hê en natuurlik hang dit ook af van die verskillende riskprofiele. Hierdie is jy weet jy wil meer hê vir meer aggressiewe portefeuilles en jy wil natuurlik minder durasie hê vir meer konservatiewe portefeuilles. So as ons kyk na ons posisionering en spesifiek hoe dit vergelyk met die idees van ander makro navorsingshuise en die twee groot navorsingshuise wat ons gebruik is die Bank Credit Analyst en Alpine Macro en hierdie is hulle vooruitsigte oor die 3 maande neutraal op equities. Hulle is bereid om ondergewig te wees oor 12 maande view, maar hulle sal dit nasien soos wat die mark ontwikkel en soos wat die maande verbygaan. Ons view is een vir die volgende kwartaal. Ons het wel daai langtermyn strategiese aanpassing wat ons maak, maar ons taktiese uitkyk is hierdie 3 maande view en hulle lyk redelik in lyn met ons wat dit aanbetref. Neutraal of naby aan neutraal aandele, ons wil bietjie oorgewig wees, neutraal staatseffekte, neutraal kontant, ondergewig Amerika, oorgewig Japan, oorgewig ontwikkelende lande. Dit is in lyn met ons uitsig en oorgewig staatseffekte, ondergewig krediet, dit is in lyn met ons uitsig. Dis die Bank Credit Analyst, ondergewig Amerikaanse dollar, oorgewig yen wat goedkoop is, oorgewig die Chinese maatskappy wat 'n proxy in hierdie geval is vir die geldeenhede van ontwikkelende lande. So hierdie view is ook vir die uitsig is ook goed belyn met ons eie. So ook in die kommoditeitsspasie, oorgewig basismetale, oorgewig goud, ondergewig energie, ook in lyn met ons uitsig. Nie dat dit in lyn of dat ons in lyn met hulle hoef te wees nie, maar is goeie konfirmasie dat 'n baie goeie internasionale makro navorsingshuis min of meer dieselfde belyning as ons het. Tweede huis van ons kyk is Alpine Macro en baie soortgelyk. Ek gaan nie deur al die detail gaan nie, maar hulle wil vir die volgende 3 tot 6 maande oorgewig aandele wees, neutraal op staatseffekte, oorgewig ontwikkelende lande, oorgewig die sikliese geleenthede, byvoorbeeld kommoditeite sit byvoorbeeld hier en oorgewig groei wat natuurlik tegnologie insluit. Bietjie anders wat rentedraende produkte aanbetref, maar ten minste neutraal op durasie en ons het ook gesê ons wil gesonde durasie blootstelling hê, so dit praat daartoe en oorgewig basismetale, neutraal op goud, neutraal op die dollar, so bietjie meer optimisties oor die dollar se korttermyn prognose as wat ons is. Maar oor die algemeen voel ons beide Alpine Macro en BCA se uitsigte is goed belyn met ons eie en dit gee ons konfirmasie. So wat is ons aanbevelings vir portefeuilles dan met ander woorde? As ons eerstens kyk na multi-asset class mandate, dit is portefeuilles wat in gebalanseerde fondse belê, dan sal u onthou dat oor die laaste 2 jaar het ons geadvokeer vir wat ons genoem het 'n defensiewe blok van 5 tot 7% wat 'n mens uit die balance funds hou en in rentedraande
fondse of instrumente sit. Die groot verandering nou is, ons dink ons kan daai blok teruggee vir die gebalanseerde maatskappye en op gebalanseerde fondse en op daai manier die aandeleblootstelling met 'n paar persentasiepunte verhoog. Waar daar aptyd is by kliënte, kan hulle dit oorweeg om 'n blootstelling aan China te neem, byvoorbeeld deur iets soos die Prescient China Balance Fund om by die gebalanseerde fonds tema te bly. Ons dink 'n spesifieke blootstelling tot China en of ontwikkelende lande is 'n goeie idee. As kliënte daar aptyd daarvoor het, mens moet net seker maak dat jy nie 'n regulasie 28 oorskryding pleeg in die proses nie. Mens moet net mooi kyk hoe jou portefeulje gekalibreer is. En hierdie wys eintlik maar dieselfde prentjie. Ons wil neutraal wees teenoor die style en ons wil hierdie defensiewe blok teruggee vir die gebalanseerde bestuurders, net as kliënte baie konservatief is of defensief wil wees, dan kan hulle dit behou. En die rede hoekom hulle dit kan behou is van die staatseffekte vir rentedraende aandele in rentedraende instrumente in Suid-Afrika gaan jou nog steeds 'n naby 10% opbrengs vir die volgende 12 maande gee. So as jy voel jy wil nie meer aandele hê nie, maar jy wil eerder die gewaarborgde 7, 8, 9% hê vir hierdie defensiewe blok, dan kan jy dit behou, maar die beskerming teen aandelerisiko voel ons is nie meer daar nie. So jy kan dit hou op grond van die goeie rentedraende opbrengs wat jy kan kry as jy ekstra versigtig wil wees, maar jy het nie meer die defensiewe blok nodig as 'n outright beskerming teen die aandelemark nie in ons opinie. Vir boublok portefeuilles vir boublokportefeuilles is daar spesifieke rekomendasies wat ek nou reeds party oor gepraat het. Eerste ene is, hou ten minste 'n neutrale blootstelling tot rentedraende instrumente, want jy kry 'n goeie opbrengs. Tweede idee is, blootstelling aan die kunsmatige intelligensie tema. Ons gaan dit doen deur in ons huis portefeuilles 5% Nasdaq tegnologie indeks in te sit en ook 5% S&P 500. Die derde idee is die dollar siklus en dit adresseer ons deur ons langtermyn strategiese gidslyn te verander om minder ontwikkelde lande te hê en meer ontwikkelende lande te hê. So ons sal dit definitief met julle bespreek as 'n langtermyn vertrekpunt. China se aandele is nog steeds goed gewaardeer en hulle is besig om hulle ekonomie te ondersteun. Daar's baie opsionaliteit. As en wanneer hulle traksie kry, behoort China uit te presteer. En daar was 'n redelike tyd verlede jaar wat hulle uitpresteer het, definitief teenoor Amerika. En ons stel voor dat 'n mens beide Hong Kong H-share en A-share aandele binnelandse Chinese blootstelling het deur verskillende fondse. Kommoditeite as 'n tema is ons net steeds positief oor. Behou goud blootstelling en kommoditeits blootstelling waar mens kan. Klein en medium maatskappye sal baat vind van die verbreeting van die drywers van opbrengste, so dit en daar word goeie verdienste verwag. So dit is 'n goeie spesifieke posisie wat 'n mens kan neem. Beide oorsee en in Suid-Afrika. Suid-Afrika se prentjie word beter, soos wat ek verduidelik het oor die ekstra belasting wat ons fiskus gaan inkry uit die mynmaatskappye, ook die ander positiewe veranderinge wat gebeur. Eskom lyk beter, die hawens lyk beter, hulle is besig om aan Transnet te werk, so dit lyk asof daar in 'n positiewe rigting beweeg word in Suid-Afrika en dit kan saam met lae rentekoerse 'n breër basis van ons ekonomie positief beïnvloed en dit is tipies waar die kleiner en die midgrootte maatskappye leef en waar mens uit hulle kan goeie opbrengste kry. Goud het ek reeds oor gepraat. Ons wil ten minste 2,5 tot 5% posisie in ons portefeuilles hê, afhangend van watter mandaat dit is.
as 'n langtermyn strategiese blootstelling. Resessie risiko het verminder van omtrent 30% verlede jaar na nog laer as dit, en dit is in die algemeen positief, en dit is die rede hoekom ons bereid is om 'n bietjie ekstra aandeleblootstelling by te voeg. En soos ek gesê het, toe ons na die equity riskpremie gekyk het, as ons ver vorentoe kyk, dan gaan die volgende groot besluit wees, wanneer verlaag ons aandele weer, hopelik na ons goeie geld daar uitgemaak het hierdie jaar wat kom, en wanneer beweeg ons terug na staatseffekte toe. So ons dink al klaar verder na die volgende been van die siklus. En hierdie is maar net in tabelvorm hoe mense dit sal implementeer. Bietjie oorgewig Suid-Afrikaanse aandele, nog steeds bietjie oorgewig of gesonde blootstelling aan ons rentedraende instrumente, want jy kry 'n goeie opbrengs van naby 10% in Suid-Afrika, op 'n relatiewe basis ondergewig ontwikkelde lande se aandele, maar binne dit die hoër beta blootstelling aan die S&P 500 en tegnologie en Japan, en bietjie ondergewig ontwikkelde lande se rentedraende instrumente ten gunste van goud en meer Suid-Afrikaanse blootstelling, en oorgewig ontwikkelende lande en China se equity. So dis klein oorgewigte, maar soos wat die positiewe prentjie hopelik verder ontwikkel, kan hierdie meer na die regterkant toe beweeg en die oorgewigte groter word met die verloop van die jaar wat voorlê. En in 'n internasionale portefeulje lyk dit basies dieselfde. Dis eintlik maar net die carve-out van 'n Reg 28 portefeulje. Hoe het dit met ons portefeuilles en ons huis posisionering gegaan verlede jaar? Ons het redelik goed gedoen. Ons gebalanseerde fonds het bo 20 gedoen, ek dink omtrent 22 of 23, in vergelyking met die groep wat ook goed gedoen het, maar omtrent 19, en die oorhoofse redes hoekom ons redelik goed gedoen het, is omdat ons neutrale blootstelling aan Suid-Afrika gehad het, maar ons het ook Chinese blootstelling gehad, ontwikkelende lande se blootstelling gehad. Ons was ondergewig Amerika gewees, dit het uitgewerk, en ons het goud blootstelling gehad, en dit het goed uitgewerk. So ons voel omtrent 2/3 na 75% van ons posisionering van verlede jaar het eintlik goed uitgewerk in ons portefeuilles. Ons het 'n posisie tot Japan byvoorbeeld gehad, wat ook beter gedoen het as Amerika in die algemeen. Op die styl vlak wys hierdie grafiek maar net dat multifaktor of 'n benadering waar mens die style meng met mekaar redelik goed doen. Daar's altyd 'n individuele styl wat beter doen, maar 'n multi-styl benadering soos wat ons doen is 'n goeie benadering om te volg. So ons voel hierdie was ons posisionering verlede jaar, oorgewig hierdie items, ondergewig hierdie items, en 'n groot persentasie daarvan het goed uitgewerk, en ek het net nou reeds gewys hoe die prentjie nou ontwikkel. Party van hierdie items het hiernatoe geskuif omdat hulle monetêre en fiskale ondersteuning gaan hê hierdie jaar, en verdienste ondersteuning gaan hê as mens kyk na die verdienste vooruitsigte, en hiertoe het ons bygevoeg ontwikkelende lande en ontwikkelde en ontwikkelende lande se tegnologie as 'n tema. So in Suid-Afrika byvoorbeeld Naspers Prosus is 'n kunsmatige intelligensie en tegnologie blootstelling in Suid-Afrika aan internasionale tegnologie. So Naspers Prosus in 'n Suid-Afrikaanse portefeulje is ook 'n goeie idee. So dit is basies die storie. Die res van die presentasie van die slides wat ek so oor in 10 of 15 minute gaan probeer deurgaan, is maar net die ekstra kleur of die ekstra grafieke van die uitsigte waar ons nou net gepraat het. So as ons bo begin by die ekonomiese view, ons kyk na groei, inflasie, monetêre en fiskale beleid en geopolitiese risiko. As ons kyk na die verskillende areas, dan is oorhoofs die makro-ekonomiese lesing nog steeds
bietjie aan die negatiewe kant van neutraal, maar as mens kyk waar dit vandaan kom, dan kom dit grootendeels van geopolitiese risiko vandaan. En as 'n mens dink dat geopolitiese risiko dalk bietjie kan verbeter, dan sal hierdie syfers of hierdie lesings ook verbeter. Die res van die lesings, groei, inflasie, monetêre beleid en fiskale beleid, het inkrementeel verbeter oor die laaste jaar en is redelik stabiel. So, dis nie waar die probleem lê nie. Die probleem lê by geopolitiese risiko. En wat beteken geopolitiese risiko? Dit beteken Amerika, China, trade war, Groenland, Oekraïne, daai tipe dinge. So ons het verbetering in Oekraïne, vredesverdrag nodig. Trump wat alreeds besluit het om minder aggressief te wees rondom Groenland. Dit help alles bietjie. En ons het nie 'n verslegting van Amerika se verhouding met China nodig nie. Dan sal hierdie verbeter en dan is daar heelwat makro ondersteuning vir markte. Soos ek sê, die groei en inflasie en monetêre en fiskale beleid het gestabiliseer en verbeter oor die laaste jaar en mense kan dit ook sien in die lesings, byvoorbeeld die Purchasing Manager Index lesings in elke land. As die lesing bo 50 is, dan beteken dit is verruimend of ondersteunend vir die ekonomie. En 'n mens kan sien, sedert die finansiële krisis toe dit baie rooi was, en sedert die COVID krisis toe dit baie rooi was, het dit inkrementeel baie meer groen geword en in 2025 was die meeste van hierdie lesings bo 50 wat positief is en dit sluit ontwikkelde lande en groot ontwikkelende lande in. So die ekonomiese prentjie het stelselmatig verbeter in die wêreld in 2025 en dit lyk of dit gaan aangaan in 2026. Die internasionale monetaire fonds het heelwat lande se ekonomiese groei verwagting vir 2026 en 27 opgegradeer. Kyk byvoorbeeld na Amerika, opgegradeer van 2.1 in 2025 na 2.4 in 2026 en Suid-Afrika opgegradeer, ek weet nie waar Suid-Afrika nou is nie, maar daar Suid-Afrika opgegradeer van 0,5 en 1,3 in 2024 en 25 na 1.4 en 1.5. So die monetaire fonds dink dinge gaan bietjie beter gaan. In Suid-Afrika en in Europa is daar goeie opgradering. So dit lyk wel asof makro-ekonomie ondersteunend gaan wees vir markte hierdie jaar en volgende jaar. As ons aanbeweeg na die macro-regime of die resessierisiko, verlede kwartaal het ons gesê daar is nog bietjie resessierisiko, maar dit het nou heeltemal genormaliseer in hierdie kwartaal as gevolg van die normalisering vir 3 kwartale van daai vorm van die staatsefekkoers waarvan ek gepraat het. En dit bring ons terug na hierdie punt van die siklus, soos ons reeds gesê het. Ons het reeds gepraat oor die goeie verdienste wat verwag word, spesifiek van die tegnologiemaatskappye vir hierdie jaar. Dit gaan ondersteuning bied en selfs vir die breër mark is die verdienste groei wat geprojekteer word redelik sterk. En dit is besig om te verbeter oor die laaste paar jaar. Kommoditeite het ek net nou genoem dat die kommoditeitsindeks basies 'n dekade van onderprestasie gehad het en ons dink soos wat die dollar verswak en soos wat daar relatief verbetering in ekonomieë is, veral buite Amerika, gaan die kommoditeits indeks en die kommoditeitssiklus verbeter en dit is positief vir kommoditeitsuitvoerders soos Suid-Afrika. Hierdie is 91 Asset Management se verwagtinge van Suid-Afrika se verdienste groei vir die volgende 12 maande van die einde van verlede jaar af. So vir 2026 verwag hulle ons mark in die algemeen, die all share, gaan amper 30% verdienste groei hê hierdie jaar en 'n groot hoeveelheid daarvan gaan kom van ons kommoditeitskompleks. Edelmetale soveel as 90% verdienste groei vir ons goud en platinum myne van die huidige spotpryse af, maar selfs party van die lokaal gefokuste industrieë soos die winkels, die retailers en die
telekommunikasiemaatskappye kan gesonde dubbelsyfer verdienste verwag vir hierdie jaar. So goeie verwagtinge vir Suid-Afrika, en as mens 'n vinnige boeresom berekening maak, en dis nou wel stylisties, maar as mens sê jy gaan 15% verdienste groei kry wat min of meer die helfte is van wat hulle vir ons mark verwag, en jy kry rentekoersverlagings van 50%, 50 sent, 50, jammer, half persent, 50 basispunte per jaar, dan verdubbel jou mark basies oor 'n 5 jaar periode. Nou in Suid-Afrika sal ons natuurlik nie 50 basispunt verlagings kry nie, en miskien ook nie internasionaal nie, maar selfs al kry jy die helfte daarvan, dan kan jy dubbelsyfer, jy weet, dubbelsyfer verdiens, dubbelsyfer groei in die mark kry in die volgende klomp jare vir 3 of 4 jaar in 'n ry. So dis goeie beginpunte om groeiende verdienste verwagtinge te hê, en die vooruitsig vir rentekoersverwagtings. Dit spel goeie dinge vir die mark. En hierdie is nog 'n prentjie wat van 91 afkom, en dit kyk na waar lande se ekonomie geposisioneer is, en hulle breek dit op in kwadrante, en die Amerikaanse mark byvoorbeeld was aan die begin van verlede jaar in 'n posisie waar hulle hoë inflasie en redelike sterk groei gehad het, maar die inflasie was 'n bekommernis. Toe het inflasie stelselmatig verminder, groei het ook bietjie teruggekom, maar nou aan die einde van verlede jaar is ons in 'n posisie waar hulle beter groei verwag en lae inflasie of inflasie het afgekom. So hulle is in die beste kwartiel wat die ekonomie aanbetref, en dit word, hulle noem dit die Goldilocks kwartiel. En aan die regterkant in hierdie tabel kan jy sien hoeveel lande se ekonomieë hierdie selfde kombinasie van lae of laer inflasie en hoër groei het. So daar's 'n hele klomp lande wat in hierdie Goldilocks posisie is, wat ondersteunend kan wees vir hulle ekonomie en vir hulle markte. Geldeenhede, die ondersteuning vir die dollar is besig om te verlaag of te verminder, en daarom dink ons is aan die begin van 'n langtermyn strukturele periode waar die dollar relatief swakker gaan wees. En wat beteken dit vir die rand? Dit beteken die rand kan verder versterk met soveel as 23% teenoor die dollar, maar ook teenoor ander ontwikkelde lande se geldeenhede met 'n gemiddeld van omtrent 13% as 'n mens Japan uitlaat. Die yen is baie swak, so die yen kan eintlik versterk teen die rand, en dit is ook positief as 'n mens in Japan belê. So ons het 'n Japan aandele blootstelling in ons portefeuilles, en indien die yen wat baie swak is sou versterk, dan sou ons die voordeel kry wat 'n swakker rand teen die yen vir ons beteken. Maar vir die res van die ontwikkelde lande moet 'n mens nog steeds 'n bietjie versigtig wees vir die rand. Hy kan verder versterk, en dis kom ons nie op maksimum 45% blootstelling oor see wil hê nie, en dis ook hoekom ons bereid is om 'n bietjie van ons oorseese rentedraande blootstelling te verkoop en eerder Suid-Afrikaanse aandele daarmee te koop. Teen ontwikkelende lande se geldeenhede is die rand baie naby aan neutraal, en dis ook positief, want dit beteken as mense in 'n emerging market fonds of 'n ontwikkelende lande fonds of in China belê, dan gaan die rand waarskynlik nie teen jou versterk nie. Teen China kan die rand byvoorbeeld verswak met soveel as 24%, en dis dan 'n wind van agter vir die China blootstelling in jou portefeulje. Maar as mens opgemiddeld kyk teenoor ontwikkelde lande, is die rand omtrent neutraal, en jy hoef nie bekommerd te wees as jy in ontwikkelende lande wil hê dat die rand versterking opbrengste gaan wegneem van jou af nie. Bateklaswaardasies, ek gaan baie vinnig daarna kyk. Meeste waardasies van aandele is aan die duur kant, soos wat ons reeds gesê het, maar in Suid-Afrika lyk dit beter as in die ontwikkelende of die ontwikkelde wêreld byvoorbeeld, en beter as in Amerika. Japan lyk ook beter byvoorbeeld as Amerika, en rentedraande
blootstellings gee nog steeds 'n goeie opbrengs. So ek het reeds die punt gemaak dat aandele nie goedkoop is nie, maar in China, Suid-Afrika en Japan is dit relatief gesproke goedkoper as wat dit in Amerika is, punt 1. Punt 2, dit lyk asof daar wêreldwyd goeie verdienste ondersteuning vir aandelepryse gaan wees. So dis daai swak korrelasie in die kort termyn waarna ek verwys het tussen duurwaardasies en opbrengste. Hierdie jaar en volgende jaar kan dalk die jaar wees waar ons miskien volatiliteit het, maar nog steeds goeie opbrengste kry, want alhoewel die waardasies duur is of nie goedkoop is nie, is daar al hierdie ondersteuning van hoë verdienste wat verwag word en makro-ekonomiese items, laer rentekoerse, fiskale stimulasie en miskien laer geopolitiese risiko wat alles ondersteuning vir die mark kan wees, ten spyte van die feit dat dit duur geprys is. So ek gaan nie in detail deur die res van die waardasies gaan nie, ek dink ek het die punt gemaak. Wanneer ons sien vir die vergadering kan ons miskien in meer detail daarna kyk. So, alles in alles gesproke, wil ons goeie aandag in ons portefeuilles gee aan Japan, ontwikkelende lande, China, Suid-Afrika, relatief tot die ontwikkelde wêreld. Ons langtermyn strategiese gidslyn word aangepas om bietjie meer hiervan te hê en bietjie minder hiervan te hê, maar binne ons ontwikkelde land blootstelling wil ons die hoë beta items soos tegnologie aandele en kommoditeit blootstelling hê. Selfs wat die geografie aanbetref, as mense in isolasie kyk na die geografie, dan het ek nou reeds die punt gemaak van wat beter lyk en wat slegter lyk. So Japan lyk beter as Amerika en as die ontwikkelde lande, China lyk ook relatief beter, Suid-Afrika lyk relatief beter. Hierdie wys hoe goedkoop Japan se mark is. Dit is die vooruit kykende prys-verdienste verhouding van die Japaneese aandelemark teenoor die wêreld, wys goeie waarde. Die volgende grafiek wys die wêreld teenoor Suid-Afrika, die res van die wêreld, veral die ontwikkelde wêreld se aandele is duurder as Suid-Afrika. Dis 'n positiewe prognose vir Suid-Afrika en hier kan mense die twee prys-verdienste verhouding sien. Daar is Suid-Afrika se PE en daar is die wêreld se PE. So bo 20 versus net bo 10 of middel 10. Dit wys vir jou die wêreld oor die algemeen is duurder as Suid-Afrika. Style, nie veel te kies tussen die style nie, soos wat ek reeds gesê het, internasionaal bietjie duurder as in Suid-Afrika, maar ons wil net goeie balans tussen die style handhaaf. Ek gaan nie in detail hieroor praat nie, maar dit lys die fondse wat ons oorweeg vir inflasie gekoppelde rentedraande blootstelling, waar ons ook positief is. Ek het nog nie in detail daar gepraat nie, maar mens kry 'n goeie reële opbrengs in Suid-Afrikaanse inflasie gekoppelde instrumente en daar is fondse wat ons gebruik om blootstelling daaraan te vind, ook aan ons nominale staatseffekte. So dis die name wat ons daar sal bespreek. Binne die waarde of die value area is hierdie die name waarna ons kyk en wat ons gebruik en wat ons kan bespreek. Daar is ook name beide in Suid-Afrika en internasionaal waarna ons kan kyk vir kleiner maatskappy en medium grootte maatskappy blootstelling. En hierdie is tipies die fondse en die name waarna ons daar kyk, wat ons by die vergadering met julle sal bespreek. So, om af te sluit, redelike lang lys van pro-groei blootstellings wat ons wil hê, en inkrementeel is ons besig om meer risiko tot portefeuilles by te voeg, klein oorgewig aandele vir hierdie kwartaal en spesifiek daai oorgewig aandele blootstelling in Suid-Afrika, China en ontwikkelende lande en dan die ander tematiese blootstellings waar ek reeds gepraat het. So 'n uur en 10 minute, ek dink bietjie vinniger as laas kwartaal, maar nog steeds 'n lang sessie, maar baie dankie dat jy na my geluister het en hopelik gee dit 'n baie goeie idee van hoe ons na die markte en die wêreld kyk en ons sal die bespreking dan verder voer
by u beleggingskomitee vergaderings. Baie dankie en geniet julle dag. Totsiens.